Hallo almal en baie welkom. Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Vandag vat ons 'n frase wat almal ken, maar ons gaan dit heeltemal omkeer. Ja, ons praat van rus en vrede, maar nie as 'n einde nie. Nee, ons gaan dit gebruik as 'n gids vir die lewe. Rus en vrede. Dis daai woorde, né? Ons het dit almal al gehoor of gelees. Dis gewoonlik die laaste ding wat gesê word. Ja, ons assosieer dit met die einde, met finaliteit, 'n wens vir stilte en vrede, maar eers nadat alles reeds verby is. Maar, en hier is waar dit interessant raak, wat as ons dit heeltemal verkeerd verstaan het? Wat as daardie einste woorde 'n ongelooflike kragtige stuk gereedskap is, nie vir die einde nie, maar vir die begin van elke dag? Goed, om hierdie idee te snap, moet ons eers 'n bietjie in ons eie koppe kyk, spesifiek na daai konstante stryd tussen 'n brein wat heeltemal oorlaai voel en een wat glashelder is. Jy ken mos daai gevoel, daai interne geraas. Dit voel soos 'n warbel van gedagtes, emosies en alles voel dringend. Dis oorweldigend en dis amper onmoontlik om nugter te dink. En kyk net hierdie verskil. Dis soos dag en nag. Aan die een kant die voorrus toestand. Jy oordink alles, emosies is intens, alles is 'n krisis en jy probeer antwoorde forceer. Maar kyk wat gebeur na rus, kalmte, duidelikheid, eenvoudige denke en 'n natuurlike begrip. Dis dieselfde brein net in 'n heeltemal ander rad. En dit is die doel. Daai gevoel van duidelikheid. Dis nie om 'n nuwe brein te kry nie, glad nie. Dis bloot om die een wat jy het toe te laat om terug te keer na sy natuurlike, rustige toestand. So, die groot vraag is, hoe kom ons van daai geraas na daai duidelikheid? Wel, die goeie nuus is, daar's 'n baie eenvoudige maar kragtige 3-stap proses vir 'n vinnige geestelike herstel. Dis regtig so eenvoudig soos dit klink. Stap 1. Pause. Stop net. Hou op om 'n antwoord te probeer forceer. Moenie teen jou gedagtes baklei nie, laat hulle net wees. Stap 2. Rus. As jy kan, gaan slaap. Indien nie, stap net fisies weg van die probleem. Gaan maak koffie, gaan stap buite. En stap 3, keer terug. Kom later weer terug na die probleem met vars oë. En wanneer jy terugkeer, is dit die deurslaggende vraag wat jy jouself vra. Sien, dis nie hoe los ek hierdie ding op nie. Dis 'n sagte, eerlike vraag. Maak dit nog sin? Dit gaan daaroor om te voel vir 'n natuurlike antwoord, nie om een uit te dink nie. En as ons hierdie metode begin toepas, gebeur iets ongeloofliks. Ons gee daardie ou stowwerige frase 'n heeltemal nuwe, lewendige betekenis. So hier is dit, die nuwe definisie. Rus in vrede, 'n lewende toestand. Dit beskryf 'n verstand wat kan rus, homself kan herstel en met duidelikheid kan terugkeer, terwyl jy voluit lewe. Dis 'n aktiewe, deurlopende proses, nie 'n eindpunt nie. Kyk hoe diep die verskil eintlik is. Die ou betekenis, dit was vir na die lewe. Dit het beteken die afwesigheid van alle aktiwiteit. Die nuwe betekenis, dis vir tydens die lewe. En dit beteken die afwesigheid van innerlike verstoring. Jy kan steeds besig wees, maar binne is daar kalmte. So, wat beteken dit in die praktyk? Wel, dis 'n verstand wat nie heeltyd oorlaai voel nie. Dis 'n verstand wat nie agter elke liewe gedagte aanhardloop soos 'n hond na 'n bal nie. Dis 'n verstand wat nie antwoorde probeer forceer nie. Dis eenvoudig 'n verstand wat bewus is, bestendig is en op sy gemak is, selfs te midde van die chaos. Hierdie aanhaling som die hele beginsel perfek op. Dink bou, maar rus onthul. Dis belangrik om te dink en te beplan, ja, maar die ware deurbrake, die dieper insigte, hulle word dikwels eers onthul wanneer ons net vir 'n oomblik ophou druk. En dit bring ons by die dieper waarheid van dit alles. Vrede is nie 'n bestemming nie. Dis nie iets wat jy eendag aan die einde van die pad gaan kry nie. Nee, dis 'n aktiewe manier van wees, 'n manier van funksioneer hier en nou. So ek los julle met hierdie vraag. Volgende keer as jou kop swaar voel en die geraas oorweldigend raak, gaan jy harder probeer en 'n antwoord uitforceer of gaan jy jouself die geskenk van rus gee en toelaat dat die regte antwoord aan jou onthul word? Die keuse is joune.